Test 1, 2, test 1, 2. Toets 1, 2, daar's dan. Môre gemeente, baie welkom in die huis van die Here. Ons gaan 'n paar liedere saam sing. Met vreugde en dankbaarheid kom ons vandag saam om die Here te aanbid en God se goedheid te loof. Ons betree hierdie erediens met harte vol verwagting, gereed om die ware betekenis van Paastyd te vier en die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus te vier. Terwyl ons saam staan voor God se woord, laat ons ons harte oopmaak om ontvanklik te wees vir die influistering van die Heilige Gees. Wie
deur sy wonderkrag bevry. Bly haar en haar sy word belei. Hy leef en al sal lewe. Die volgende lied is 'n wonderlike nuwe lied vir ons. Ek gaan hom een keer vir ons deursing en dan gaan ons hom dan 3 verse daarvan sing. Sing vir die Heer 'n nuwe lied te song. Sing tot sy eer en prys die Heer se naam. Volke getuig, verkondig sy gesag. Kom en vertel aan nasies van sy mag. Sing vir die Heer 'n nuwe lied te song. Sing tot sy eer en prys die Heer se naam. Volke getuig, verkondig sy gesag. Kom en vertel aan nasies van sy mag. Groot is die Heer, alle gode groot. Aanhang die lof, hy red ons uit die nood. Luister en glans, omstraal sy majesteit. Wees die Heer, ons God in ewigheid. Kom volke prys, die Heer se might en mag. Buig voor hom neer, uit eerbied vir sy krag. Juig harte juig, dan neerval voor die Heer. Buig en wees bly, die Here God regeer. Kom ons staan vir die laaste lied. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruis tot in die Here, sal sy hand na ons gereik. Sing ons sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood bring hy verzoening, aan ons kom maak hy ons vry. Laat ons praat met hom ons voor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing ons sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en al. Ons het deel aan sy oorwinning, waarom ons dit vertel. Laat ons sing waarom van terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom, die bruid verwag het, kom hy tot die lof berei. Sing ons sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons lief. Die heerser oor die wêreld, sing van God oor ons lief. Sê goeiemôre vriende. Baie welkom by vanoggend se liturgie.
Ek hoop sommer so in die begin van 'n winter, 'n mens kan duidelik voel die klimaat verander, dat ons hier met ons lofprysing en ons aanbidding ook so 'n geestelike warmte sal beleef, wat daarom die vleeslike koue so bietjie bestry. Ouder gewoonte net 'n paar afkondigings, voordat ons mekaar ook daarom net groet en verwelkom in die liturgie. Die afkondigings vanoggend se offergawes wat ons by die deure gee ons vir die CMR, die Christelike Maatskaplike Raad. Ek nooi julle altyd uit as julle bietjie meer van hulle werk wil hê. Hulle oostelike kantore is hier by ons in die gemeentesentrum. Kan enige tyd in die week 'n draai kom maak en met die maatskaplike werkers bietjie gesels. Hulle gebruik die ingang hier in Blomstraat. Net bietjie hoor van die werk waarmee hulle besig is. Hulle doen ongelooflike wonderlike dinge, spesifiek ten opsigte van kinder- en seniorsorg. En ek dink regtig hulle is ons grootste barmhartigheidsvernoot, so dis vir ons belangrik om ook 'n hand by te sit in die werk wat hulle doen. Dan nooi ek julle nog steeds uit. Ons het by hierdie jaar begin met ons aanddienste weer. Dis 'n vreeslike lekker informele groep wat sommer maar net bymekaar kom, lekker koffie drink hier in die gemeentesentrum. En daai aandgesprek begin altyd so 5:30. So julle is welkom om saam te kom kuier op 'n Sondag aand. Daar's nie 'n roetine nie, so dis sommer net lekker informeel. Dan herinner ek julle nog steeds vir die ouers, daar's nog steeds nie vandag kategese nie. Die skoolvakansie maak ons nou vandag klaar. Maar ons het nog steeds 'n kindermoment en ouma Spoeg en Plak is gereed vir die kleintjies. So ons gaan hulle nog steeds in die erediens verwelkom. Maar volgende week sal julle weer sien op die webtuiste en op die toepassing, dan's al die kategese materiaal weer gelaai en dan moedig ons die ouers aan om regtig bietjie ook die geestelike verantwoordelikheid vir die vorming en die lering van hulle kinders te onderneem. Gebruik gerus die webtuiste. Al die inligting is daar vir julle. En herinner ek julle aan ons gemeente se feesnaweek. Dis ons 50ste verjaarsdag. Baie dankie. Daar het al 'n klompie foto's ingekom van mense wat geloofsdinge ervaar het in die gemeente, doopfoto's en troufoto's. Ons gaan nog steeds so 'n tydkapsule maak, so as jy bietjie iets het wat jy voel miskien jy wil sê, of 'n boodskap wat jy wil skryf, of maar net 'n bietjie geestelike getuienis, e-pos asseblief die kerkkantoor, as jy bietjie foto's het wat jy wil deel, stuur dit, ons probeer regtig nou so bietjie onder die ons storie afdeling van die webtuiste, ons gemeente se storie te vertel. So julle sal sien dit groei so 'n bietjie weekliks en julle kan gerus al klaar gaan loer. Die heel eerste ontstaansgeskiedenis is al daarso. So die eerste predikante wat beroep is, daar's foto's van hulle. So gaan loer gerus en vier sommer net ook fees saam met ons hierdie hele jaar. 'n Belangrike datum wat julle moet neerskryf is die 21ste en die 22ste Junie. Dis ons groot feesnaweek. Ons gemeente het op 'n kerkraadsvergadering van die 21ste Junie in, ek dink dit was 1965, afgestig by moedergemeente. En ons gaan daai feesnaweek bietjie herleef. So die Saterdag gaan die Ammetjie koor hier wees saam met Joshua na die reën. Dit is 'n gemeentekonsert en 'n gemeentefees wat ons vier. Daar gaan lekker kos en 'n klomp dinge wees. En dan die Sondagoggend dan het ons die feesnagmaal, waar ons hoop om dat van die ou predikante of verteenwoordigers van die ou predikante, ou kerkraadslede en lidmate wat kom saamkuier, gaan kom saam deel in die nagmaal. Ek's baie opgewonde oor daai nagmaal want ons gebruik dieselfde liturgie wat hulle gebruik het 50 jaar terug met die indiensneming van ons gemeentesentrum. So dit gaan sommer net 'n baie spesiale naweek wees. Skryf dit asseblief in jou dagboek, moenie vergeet nie. En as jy enige stories het of foto's het, stuur dit vir die kerkkantoor. Laat ons so 'n bietjie die tydkapsule kan uitbou. Dan het Kotie gesê, sy vra asseblief dat niemand onder die avokadopeerboom stop nie. Dis die boom daar voor die pastorie. Hy is nou weer, lyk dit vir my, in volle blomseisoen, so sy botterpere is besig om af te val. En ons het nou al insidente gehad waar die botterpere karre stikkend val. So moet asseblief nie onder die avokadopeerboom stop nie. Dit is op hierdie oomblik 'n veiligheidsrisiko. Maar dit is sommer net lekker, sommer lekker afkondiging. Dan by bedieninge het ons 2 groot goede. Ek het julle genooi na die feesnaweek, maar dan ook ons het 'n speletjies aand die 30ste Mei. Ons wil so 'n bietjie informeel as 'n gemeente bymekaar kom. So vir oud en jonk, daar gaan 'n bietjie bordspeletjies wees, daar gaan vir die tieners sommer so 'n bietjie ken mekaar speletjies wees en vir die kleintjies 'n springkasteel.
Dis 'n lekker kuier, waar daar worsbroodjies, ons gee die worsbroodjies en ons gee die hot chocolate. So dis sommer maar net 'n gemeentekuier. Die 30ste Mei so van 5:30 af gaan ons hier by die gemeente saam kuier en dan 10:00 dan kyk ons 'n fliek. Lisa het vir ons gesê hierso, daar's 'n Christelike fliek wat 8:30 begin. So kom kuier asseblief saam, julle sal die inligting op die aansteekbord in die voorportaal sien, maar dit gaan sommer 'n lekker gemeentekuier wees. Dis al die belangrike dinge waarmee die gemeente besig is. As jy 'n bietjie meer wil weet, praat met my of met Kotie of met Manda, ons sal vir julle al die inligting gee. Maar neem dan asseblief nou net gou die tyd om vir die mense daar rondom jou goeiemôre te sê. As jy hulle ken, hoor hoe dit gaan. En as jy hulle nie ken nie, hoor 'n bietjie wie hulle is, maar kom ons as 'n gemeente groet mekaar ook net gou. Sê vir julle hallo by die huis. Altyd lekker om te weet julle aanbid saam met ons. As julle enige nuus of gebedsversoeke het, skryf dit asseblief in die comments daar op YouTube. Direk stuur sommer altyd vir my WhatsApp en dan kan ons dit ook met die gemeente deel. Maar dis lekker dat julle saam met ons aanbid en ons erken julle teenwoordigheid. So terwyl julle mekaar groet, sommer net 'n paar lekker nuus wat ons deel. Daar's 'n klompie verjaarsdae. Ek het al gegroet en kon nou nie eers vir haar geluk sê nie, maar nou sien ek daar's 'n groot verjaarsdag en dis seker hoekom die kar so vol was vanoggend. Annemarie, baie geluk. Ek het in die konsistorie gevra of iemand weet hoe oud jy is vandag en toe sê almal ons mag nie vra nie. So dit lyk my dis 'n bietjie staatsgeheim op die stadium. Maar veels geluk met die verjaarsdag. Is daar dalk nog iemand wat vandag spesifiek verjaar en jou verjaarsdag met Annemarie gedeel het? Nee, dan sê ons net vir jou baie geluk. Jy deel jou verjaarsdagweek met 'n klomp mense. Môre verjaar so aan Heidebrein. Hulle sit gewoonlik net daar agter jou. En dan sien ek Rosaan, jy verjaar ook môre. Vir die kleintjies sê hulle moet onthou om vir jou te sing. Ek hoop sommer jy geniet jou dag. Dinsdag is dit Luna Dur. Dis een van ons jongste dooplinge. Ek praat onder korreksie, maar ek dink dit kan dalk haar tweede verjaarsdag wees. Woensdag is dit Alta Fourie en Liam Houpley. Donderdag Pieter Blom, Charlies Kombrink, Dani Olivier en Sari Vermaak. Ek het hulle nou nie gesien vanoggend nie. Vrydag tannie Anna van der Baan en Saterdag Jaco Botha, Alana Jacobs, Nick, daar's 'n verjaarsdag by julle en Lianka Norke. Is daar nog iemand hierdie week wat verjaar? Wat se naam ons dalk nou nie op die lys het nie? Wie? Ja nee, ek verjaar nog nie die week nie. Julle gaan moet vir my sing Sondag, dan verjaar ek. Dan gaan ek julle dwing om te sing. Jy sê wie het nog verjaar? My vrou. Wanneer het sy verjaar? Sommige van Anien, as sy inskakel op die internet, vir haar sê geluk met haar verjaarsdag gister. Jammer, ons het dit dan nou vergeet. Nee, ons het dit nie vergeet nie, anders was ek ons nou nie hier nie. Vriende, kom ons word net so 'n bietjie rustig in mekaar se teenwoordigheid. Dis wonderlik om deel te mag wees van 'n gemeenskap waar ons met vrymoedigheid vanoggend die naam van die Here kan aanroep. Ons wil vir die wêreld en vir ons kinders leer wie hierdie Here is en daarom is dit vir ons lekker om mekaar ook te groet met die sekerheid dat hy hier teenwoordig is. Vrede en genade vir julle, geliefde broers en susters in die naam van ons Here Jesus Christus. Laat ons harte verheug word in die wete dat God met ons is, terwyl ons in hierdie tyd van aanbidding en lof intree. Mag ons saam groei in die kennis en in die liefde van ons Verlosser, en mag sy vrede altyd met ons wees. Amen. Nou ja, kom, waar is die maatjies? Ek is altyd so beïndruk en so trots op hierdie maatjies wat in die skoolvakansie nog steeds kerk toe kom. Ek wil sommer vir die gemeente vra, kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Hulle doen nog steeds die moeite om saam met ons te kom aanbid. Ons is baie trots en opgewonde dat julle nog steeds saam met ons kom kuier. Ek wil vanoggend julle so 'n bietjie beter leer ken. Kom sit hierso by die mat, op die mat saam met my. Ek wil julle so 'n bietjie beter leer ken. Ek wil bietjie van julle hoor. Wat is julle gunsteling ontbytkos? As julle nou in die oggend wakker word voordat julle skool toe moet gaan, wat is dit wat jy vir breakfast wil hê? Wat is vir jou die lekkerste? Wie van julle eet pap in die oggend? Wat se pap eet jy? Is chocolate pap die beste pap? Wat se pap hou jy van, Gideon? Chocolate panier. Ook
chocolate prenito? Ja, nee, diersmaak, nee. Wat se pap hou jy van? Wat is naweekpap? Wat is naweekpap? So naweekpap is pap met baie suiker. So in die week kry mens nie so baie suiker nie. OK, ek hou ook van naweekpap. Dit klink 'n lekker ding. Wie van julle eet iets anders as pap? Wat eet julle vir breakfast? 'n Eier. Wie van julle eet eiers vir ontbyt? Eet jy 'n bietjie eiers? Alright. En hou jy van 'n roereier of 'n gebakte eier? Albei vir jou ewe lekker. Wat eet julle nog vir breakfast? Wie van julle eet miskien vrugte? Eet julle ontbyt of gaan julle net reguit skool toe? Eet julle altyd ontbyt, nê? Nee? Wat hou jy van jeuggie? Weet-Bix, gee my 5. Ek is ook 'n Weet-Bix man, hart, siel en gees. Ook 'n Weet-Bix. Great stuff. Nee, dit is as mens nie kan Prenito bekostig nie, dan leef jy maar op Weet-Bix, ja? As ek nie pap eet nie, eet ek 'n toastie. Of jy hou van 'n toastie, nê? Nee, wat hou? Het jou ma gister vergeet om jou ontbyt te gee? Kan ek vra dat die hele gemeente vir Sasha Hierdie is ook 'n les vir die ouers. Voer julle kinders gereeld en voortdurend, nê. Nee. OK, ek wonder wie van julle het miskien al vir breakfast 'n lekker vis gebraai? Nee. Het nog nie een van julle al ooit wakker geword en dan mamma en pappa vir jou gesê kom gou saam met my en dan gaan julle bietjie buitentoe en dan gaan sit julle op die stoep en dan braai julle 'n bietjie vis en nee. Ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel. Daar lees ons in die Bybel op 'n stadium toe Jesus opgestaan het uit die dood. Kan julle onthou wanneer het dit gebeur? Hy was gekruisig en hoe lank het hy opgestaan na sy dood? 3 dae. Baie mooi julle. 3 dae later toe het hy opgestaan en toe het hy so 'n paar keer aan sy disippels verskyn, net om vir hulle te sê hy het die dood oorwin. En een van die interessante dinge wat hy toe gedoen het, is hy het een oggend langs die see gaan stap en sy disippels Petrus en Thomas hulle was besig om vis te vang en Johannes en hulle het niks vis gevang in die aand nie. Nou wie van julle het al probeer vis vang? Maklik of moeilik? Maklik, nê. Nee. Was dit te maklik toe jy sommer op? Ja, daai is 'n visvang storie as ek nou ooit een gehoor het, nê. Nee. Maar hierdie vissermanne het gedink is moeilik. Hulle het nie reg gekom nie. En toe sê Jesus vir hulle, "Man, probeer 'n bietjie aan die ander kant van die boot vang." Dink julle dis 'n slim plan? Ja. En weet julle, toe vang hulle so baie vis dat hulle net te vol was. Hulle kon hom nie eens uit die see uithaal nie. En toe sê Jesus vir hulle, "Kom sit hier by my en ek gaan nou vir julle vis en brood gee." Hoekom dink julle het hy dit gedoen? Kan julle onthou wanneer het hy ook vir hulle brood gegee? Dink bietjie saam met my. Die laaste ete, nog 'n 5, nê. Nee. So Jesus was een wat altyd lief was om saam met enige ete vir sy disippels te leer. En hierdie was maar sy manier om net vir hulle mooi te wys wie hy is en dat hy altyd by hulle is en dat hy hulle nooit ooit sal los nie. Nou wil ek gou vir julle 'n ander vraagie vra. Julle het nou vir my lekker vertel van wat vir julle die lekkerste ontbytpap is. Wie van julle as julle ontbyt eet, lees ook Bybel en bid saam met dit? Is daar nog maatjies? Nou ek wil julle 'n bietjie challenge. Het julle al gehoor van 'n challenge? Ja. Wat is 'n challenge? As mens soos in 'n fight iemand wil aanvat. So as jy in 'n fight iemand wil aanvat. Okay. Nou ek wil julle nou nie so challenge nie, maar ek wil julle 'n bietjie 'n werkie gee. Mamma en pappa sê mos baie vir julle wat julle moet doen, nê. Ja. Nou ek wil hê hierdie week moet julle want die skool begin nou weer. Moet julle bietjie by die huis vir mamma en pappa sê wat om te doen. Dan sê julle vir hulle, mamma en pappa, as ons in die oggend opstaan en ons eet ons pap of ons eet ons eiers of ons brood of dit nou Weet-Bix en of dit nou Prenito is, kom ons probeer hierdie week ook die Bybel lees en saam met mekaar bid. Want so belangrik soos wat dit vir jou lyfie is om kos te hê vir die dag, so moet jou hart en jou gees ook gefokus wees. Hoekom eet jy ontbyt vroeg in die oggend? Dat mens lekker kan Dat jy energie het en dat jy die dag kan deursien. En dis hoekom mense ook as jy in die oggend begin, die eerste ding wat jy moet doen, amper, is jy moet saam bid en jy moet saam Bybel lees, want dit gee jou gees 'n bietjie krag en so vir Jesus te leer ken. Kan ek julle challenge? Jy kan ek jou challenge? Wat moet jy hierdie week doen? Vir mamma en pappa vra.
En wanneer moet julle dit lees? Vroeg in die oggend. En julle gaan sien, hulle gaan so sê, dit is so vroeg vir Bybel. En dan sê hulle vir my, as ons nie die Bybel vroeg in die oggend het nie, en as ons nie vroeg in die oggend bid nie, dan het ons nie krag vir die dag nie. My pa sê altyd ek moet. Jou pa maak jou wakker. Is dit Benjamin Fischer? Wie is jou pa wat jou nou so wakker maak? Nou ek gaan vir julle saam met julle nou soek vir krag, so kom sommer so saam met my op julle knieë. En dan gaan ons nou doen wat ons sê. Ons het dieselfde. vir jou pa dieselfde, Gideon. Ons weet nie regtig of julle pa dieselfde is nie, dis 'n vermoede. Ons is broer. Ja, kom ons maak ons oogies toe en dan bid ons saam. Jesus Christus, baie dankie dat U elke dag by my is. Leer my om in U woord en in gebed U elke dag te sien. Amen. Daar is hy maats, nou ja, nou gaan julle net van hê, saam met ouma spoeg en plak, en julle moet vir ons kom wys wat julle gedoen het, hoor, ons is nuuskierig. Tata Gideon. Terwyl die kinders buitentoe beweeg, gebruik ons in ons gemeente hierdie tyd vir gebede. En daar's 'n paar dinge wat ons in die gemeente met mekaar wil deel. Die eerste enetjie is, ek wil dalk net dit onder julle aandag bring. Thelma Swart se oudste broer, Johan Herselman, is Dinsdag aan die 29ste April oorlede. Ek het nie vir Piet en Thelma, Piet, Thelma, hier sit jy. Vriendin, ons is so jammer vir julle verlies. En ons gaan vandag saam met jou bid. En dan, baie vir julle het vir oom Salty en tannie Martie goed geken. Hulle het altyd hier in die regterkant van die blok, oom Salty het ons nou sulke spierwit hare gehad. Nou tannie Martie Durant is donderdag aan die 1 Mei oorlede. So julle ken ook hulle kinders, vir Jurita hulle, kom ons dra hulle ook op in gebed. En dan gisteraand het 'n ma my gebel, en ek het al beloof ek sal 'n beroep op julle doen in die gemeente. Haar oudste seun is op die stadium in 'n geweldige stryd met kokain verwikkel. Hulle het hom na Witrifuur toe gestuur vir rehabilitasie en hy het nou al klaar laat weet hy wil eintlik uitgaan en nie die proses voltooi nie. En toe het ek nogal gedink is 'n goeie tyd as ons vanoggend miskien baie spesifiek bid vir verslawing, middelafhanklikheid. En daar's natuurlik 'n klomp dinge, nê, mense wat aan dwelms verslaaf is. In ons gemeente is daar mense wat daai pad stap, mense wat aan drank verslaaf is, mense wat aan pornografie of dobbelary. Kom ons tree regtig as 'n gemeente saam in gebed. Kom ons, en ek kan hierdie beroep op julle dan doen. Kan ek net vra voordat ons bid, is daar dalk nog iemand wat 'n gebedsversoek het? Dan wil ek tog vra, ons het hierdie 3 gebede, dat ons vir Thelma sal ondersteun in gebed, vir hulle verlies, dat ons sal dink aan tannie Martie Durant se gesin, en dan doen ek 'n groot beroep op julle om asseblief saam met my te bid, spesifiek vir hierdie jong man in Witrifuur, dat hy deur die Gees onderskraag sal word om dit deur te sien, maar dan ook spesifiek, jy ken dalk iemand in jou eie gesin of vriendekring, wat met afhanklikheid stryd worstel. Kom ons tree in gebed. Kom ons word stil as 'n gemeente en kom ons bid saam. Ja. Ja. OK, dankie. Dankie Dalena. Groot vriendin, Dominee Louise se vrou, tannie Eunice, baie statig, uit 'n hartprosedure ondergaan, maar dit gaan goed. Dankie dat jy dit vir ons deel. Kom ons word as 'n gemeente stil en kom ons doen wat die Here ons geleer het. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here, vandat ons uit die volmaakte tuin uit weggestap het, is ons elkeen op soveel verskillende maniere gebroke.
En van dat ons weggestap het van ons afhanklikheid in U, het ons aan soveel ander dinge afhanklik geword. Ons ken soveel van ons vriende, ons broers, ons susters, mense soos ons wat sukkel in 'n stryd. En ons wil vanoggend in hierdie gemeente U naam kom aanroep en kom vra Heilige Gees dat U daardie hinkering sal vul met 'n nuwe hinkering en 'n nuwe soeke na U. Dat U deur die krag van U Heilige Gees elke liewe persoon wat op 'n punt in hulle lewe gekom het waar hulle gesê het genoeg is genoeg en het sy uit hulle eie of deur die liefde en ondersteuning van familielede en vriende na 'n rehabilitasiesentrum toe gegaan het, dat U daardie besluit met die krag van U Heilige Gees sal beseël. Ons dank U, Here, vir ongelooflike mentors en mense wat dit hulle lewenstaak gemaak het om ander te help en by te staan. En ons kom vra dan nou vandag in gebed, Here, dat U hulle sal versterk om die diens te lewer, maar dat U ook dan daardie persone wat soek na hulp en wat vra na hulp, sal versterk met genoeg krag om dit deur te sien. Vader, ons wil ook vandag as 'n gemeente kom bid vir elke moeder, elke vader, elke broer en elke suster, vriend, eggenote van iemand wat sukkel met 'n afhanklikheid. Want ons weet dit rippel verder as net die persoon. En ons wil kom bid, Here, dat in hulle tye van hopeloosheid en moedeloosheid en seer, U dan ook deur U Gees hulle sal ondersteun. Ons laaste gebed, Here, is dat U kerk altyd 'n ruimte sal wees waar mense wat sukkel sal weet dit is 'n plek van aanvaarding en liefde, ondersteuning en bystand. Leer ons ook, Here, om met 'n groter hart te soek na U kinders. Amen. Ons gaan saam met mekaar 'n gebed sing, en ek dink dit is so 'n ongelooflike gebed, dit is 'n biddende gebed, ons gaan bly sit, voordat ons die woord van die Here saam lees, en dit sê dan eintlik eenvoudig, die hemel getuig van die grootheid van die Heer, en dat die Here buite tyd, voor die begin van tyd en tot na die tyd, daar sal wees om ook nie net ons te ontvang nie, maar om ons as sy kinders te verwelkom. So kom ons sit net so saam, en voordat ons na die Bybel toe gaan, en ons soeke na die Here, kom ons bid hierdie gebed. Ons skriflesing vanoggend is dan in Johannes 21 en ek glo ons het in hierdie laaste paar jaar so saam gereis dat u teen hierdie tyd al 'n spesifieke geestelike verwagting het van die boek Johannes. Tot vervelings toe al het ek die verskillende motiewe van die evangeliste probeer interpreteer. Ek glo teen die tyd weet u dat Markus die oudste evangelie is en dat Matteus
het so 'n bietjie meer 'n Israelitiese Ou Testamentiese motief wanneer hy vir die wêreld vertel van die Messias, dat Lukas die evangelie vir die randfigure is en dat Johannes dan nou die evangelie is van die hartsdisipel. Dit is altyd die mooiste as jy Johannes lees, die maklikste manier om te onthou hoe jy Johannes moet interpreteer, is die teoloog wat eens gesê het dat Markus, Lukas en Matteus amper soos fotos is. Dit wys vir ons presies wat hulle gesien en ervaar en beleef het, maar dat Johannes meer soos 'n skildery is. Dis 'n interpretasie van 'n diepgelowige se ervaring en belewenis van Jesus. So jy kyk eintlik in Johannes se wese in en sien dan hoe hy Jesus geïnterpreteer en beleef het. Dit maak sy evangelie heeltemal anders. Dit maak dat sy evangelie bietjie meer met 'n hartsmotief lees. En ons het verlede week by die aanddiens het ons gepraat oor Johannes 20 en toe het ek nou daar 'n stelling gemaak en dis dat meeste teoloë meen dat Johannes 20 eintlik die oorspronklike einde was van die Johannes evangelie. En dit klink miskien vir baie mense nou vreemd en baie mense het daai aand ook vir my gesê, maar help my gou-gou hiermee want hier's tog in my Bybel Johannes 21. Nou die manier hoe teoloë met die Bybel werk is, onthou, die Bybel is in 'n ander taal geskryf en hulle het dit op 'n ander manier gesien en jy kan tog mos duidelike onderskeid tref in die taal of in die styl van iemand wat jy ken. Selfs op WhatsApp, nee, ek is relatief seker die ouers weet hoe tik hulle kinders vir hulle nou 'n boodskap. En as iemand nou miskien jou kind se foon in die hande kry en vir jou 'n boodskap stuur, dink ek op die stadium, ons ken mekaar al so goed en ons ken mekaar se skryfstyl, se tikstyl, se boodskapstyl so goed dat jy sal agterkom, nee wag, hierdie ou gebruik nou woorde wat my tiener nie ken nie, of hierdie ou gebruik nou, hy spel byvoorbeeld korrek. En dit lyk nie vir my reg nie. So wanneer jy in die oorspronklike taal van die Bybel tekste met mekaar vergelyk, dan kan jy nogal baie keer sien wanneer iets bygevoeg is of wanneer iets verander is. En dit het baie gebeur, veral met historiese literatuur, waar hierdie bronne van gemeente tot gemeente gestuur was, het iemand miskien gevoel, maar dis bietjie nodig om hier meer te verduidelik, of hier bietjie minder te sê, en so het hulle die goed bietjie geredigeer, soos wat ons die Bybel dan nou vandag ontvang. En Johannes 21 is een van die interessante en mooi tekste om dit te illustreer. Want as jy Johannes 21 sien, dan sien jy dat dit lees eintlik heeltemal anders as die res van die evangelie. Toevallig genoeg lees dit bietjie meer soos die inleiding. En dit het baie teoloë tot die gevolgtrekking gebring dat die inleiding en dat die einde miskien nie noodwendig later nie, maar definitief op 'n ander tyd toegevoeg is tot hierdie evangelie. En nou kan mense onmiddellik vra, maar hoekom? Of hoekom gebeur sulke goed? Wat beteken dit? Moet ons dit nie net weglaat nie? Jy weet, is dit nou die regte Johannes of is dit nou nie? En eintlik maak dit nie saak nie. Jy moet altyd met die Bybel probeer vra, wat het die skrywer vir my hierdeur probeer sê? En hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, hierdie latere toevoeging tot Johannes, het nogal 'n interessante invalshoek, want hy doen 'n paar goed. Dit is amper asof hy die res van die evangelie net probeer opsom, saamvat, en dit wat Johannes in sy evangelie oor Jesus vir ons geleer het, op 'n baie meer verstaanbare manier vir die mense vir wie hy die brief stuur, te verduidelik. Hy los 'n paar probleme op, net so terloops, dit maak nou niks met vandag se boodskap nie, maar een van die probleme byvoorbeeld waarmee die vroeë kerk gesit het, was hierdie misverstand dat Johannes miskien vir ewig sou leef. Hulle het uit die evangelie die indruk gekry dat Johannes nooit sal doodgaan nie. En in hierdie hoofstuk dan kom die skrywer en hy sê, maar nee, wag, Jesus het gesê, dis nooit wat hy regtig gesê het nie. Jy kan nou as jy 'n bietjie verder wil gaan lees vandag gaan sien, later in Johannes dan sê dit letterlik, dis nie wat Jesus bedoel het toe hy dit gesê het nie. Hy het dit op 'n ander manier geïnterpreteer. Dit het nou nie betrekking op wat ek vandag met julle wil deel nie. Wat ek graag vandag met julle wil deel, is hierdie motief van Johannes om eintlik iets van Jesus se opstanding ewigheidswaarde te gee. En ek deel daai motief. Ek dink dis een van die dinge waarmee die kerk vandag nog worstel. Is ons leef as Christene en ons leef as gelowiges 'n baie historiese bestaan. Dis vir my, as jy nou vanoggend hierdie gesprek met die kinders vat, waar jy vir hulle vra, wie van julle eet ontbyt? Hulle weet wat ontbyt is. Wat eet julle vir ontbyt? Bacon, pap, eiers, hulle het 'n klomp antwoorde wat gereed staan. Maar as jy vir daai selfde kinders vra, waar is Jesus? En wat beteken Jesus? Dan dink ek meeste van julle, en ek praat van my eie kinders, sal kan saamstem,
ons het nie eintlik 'n regte antwoord daarop nie. Ons as moderne gelowiges sukkel partykeer om die relevantie en die realiteit van Jesus in ons konteks in te lees. Jy weet, die eenvoudige vraag, wat sal jou onmiddellike antwoord wees as iemand vandag na jou toe kom en vir jou vra, waar is Jesus? Nou ja, dan sal jy nou dalk 'n paar goed sê, goed, hy is by die Vader, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons, hy het vir ons sy Heilige Gees gegee, hy doen die inspraak in ons harte en dis hoe ons God ervaar en beleef. En dis seker 'n teologiese korrekte antwoord, maar ek dink dan nou, as jy daai volgende tree gee en iemand vir jou sê, maar praat Jesus nog met ons? Wat sal jou antwoord wees? Openbaar Jesus homself nog aan ons? Wat sal jou antwoord wees? Wat sal jy sê as jou kind jou dit kom vra? En dis wat hierdie teks vir my nie net relevant nie, maar tog dink ek baie geïnspireerd maak. Want hierdie skrywer aan die einde van Johannes gaan so 'n bietjie verder om te sê, Jesus was nie net 'n historiese figuur wat geleef het en geleer het en toe gesterf het en toe na 3 dae hierdie wonderbaarlike opwekking gehad het en toe weg is vir ewig nie. Hy verwoord so 'n bietjie meer hoe ek en jy vandag nog Jesus in ons konteks kan sien, beleef en uitleef. Een van die mooi goed wat ek oor hierdie reeks gekyk het, was 'n prediker wat 'n bietjie die vraag geantwoord het, is hoe werk die opgestane Jesus met mense? En julle kan dit saam met my doen, hè? Dink daaraan. Een van die eerste dinge, hoe het Jesus verskyn aan Maria? Hoe het sy hom erken? Nou Marie, jy het nou in die Paasfees daai rol vertolk. Hy het haar naam gesê, né? Hy het letterlik vir haar sê, Maria, en toe sê sy, Rabboni. So dit was hierdie eers het sy hom nie herken nie, hy roep haar op haar naam en dan herken sy hom. Dink aan die storie van die Emmausgangers. Baie min of meer dieselfde ding, hulle sien hom eers nie raak nie. Hulle beleef hom nie eers in hulle teenwoordigheid nie. En dan wanneer hy die brood breek, dan herken hulle hom. So toe hulle iets van die sakrament by hom sien, toe erken hulle hom. Op 'n ander geleentheid, hoe Thomas Jesus begin sien. Hy moes fisies sy vingers in die wonde van Jesus ingesit het, voordat hy gesê het, o, nou glo ek. En dan nou weer hier met die disippels, hoe het Petrus, julle gaan dit nou sien, vir Jesus herken? Eers toe Johannes hom help. En ek dink vir my, gee dit nogal baie hoop. Miskien het jy nou vanoggend hier gesit en toe ek vir jou gevra het, wat sal jy vir jou kind sê? Of in jou eie lewe, waar's Jesus? Miskien het jy impulsief gevoel, ek is nie regtig seker nie van Wyk. Ek weet nie, jy weet ek ken nie kategese antwoord. Ek ken die mooi laat die dae antwoord. Jy weet, Jesus is altyd met ons deur die Gees. Van Wyk, ek kan vir jou daai antwoord gee, maar as jy my regtig moet vra, waar's Jesus wanneer ek in die verkeer is? Waar's Jesus wanneer ek by my werk is? Waar's Jesus in my huwelik? Waar's Jesus in my lewe? Dan weet ek eintlik nie. Dan wil ek vir jou sê, jy is in goeie geselskap. Want, elke keer in die Bybel, het die mense met wie Jesus omgegaan het, hom eers nie erken nie. Nie Maria nie, nie die Emmausgangers nie, nie Petrus nie, nie eers Thomas nie. Daar is elke keer 'n stuk, ek wil amper sê onvermoë om Jesus raak te sien. En dis hoekom dit nie vir my vreemd is nie. En wil ek vandag eintlik vir geloofsgemeenskappe sê, moenie bekommerd wees of jouself veroordeel as jy sukkel om Jesus in jou lewe te sien nie. Maar moenie opgee nie. En met dit in gedagte wil ek jou uitnooi om saam met my op hierdie reis te gaan en net vandag bietjie iets te sien van hoe Petrus van miskenning na erkenning toe gegaan het. En ons gaan 'n lekker gedeelte in die Bybel lees. Dis daarom ook 'n lekker storie om te hoor. Ons lees in Johannes 21 vanaf vers 1. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didimus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Miskenning.
Jesus vra hulle toe: "Hey my kinders, julle het seker niks om te eet nie." En hulle antwoord hom: "Nee." Hy sê toe vir hulle: "Gooi die vis net uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry." Hulle gooi dit toe uit en vanweë die groot klomp vis wat was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, dis Johannes, vir Petrus: "Dit is die Here." Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bookleed omgebind, want sy bolei was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disipels het met die skei gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle: "Bring van die visse wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle: "Kom, eet ontbyt, vis en brood vir breakfast." Niemand van die disipels het egter gewag om hom te vra: "Wie is u nie?" Want hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disipels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Kinderbybelstorie, né? Ons het nou die prentjie gesien. Maar vir my dink ek soveel kere, jy weet, so amper asof die kinderbybel partykeer in die wonderwerk vasgevang word en nie die implikasies ondervra nie. En ek dink daar's 'n paar goed wat ons in hierdie storie kan absoluut in ons eie spiritualiteit betrek. Kom ek vra julle net 'n paar vrae, want ek wil hê julle moet saam met my dink. Ek wil hê julle moet saam met my reis. Hierdie storie begin op 'n algemene plek, né? Petrus wat vir die disipels sê: "Ek gaan vis vang." Hoekom doen hy dit? Dink saam met my. Gebruik net so 'n bietjie julle Bybelkennis. Skus? Absoluut, né? Dis wat hy geken het. Toe Jesus hom geroep het in die eerste plek, was hy 'n visserman. Nou het Jesus gesterf aan die kruis, opgestaan uit die dood. Dis wat hy ken. So hy sê vir hulle: Kom, ek gaan vis vang. Wie van julle wil saamkom? Is dit iets wat net terloops is? Moet ons glad nie daaroor dink nie? Aanvaar ons dit maar net as 'n gegewe? Of sê dit vir ons iets van Petrus? Okay, ons ken Petrus as die doener, né? Hy gaan maar aan, maar wat se kritiek sal julle op hom lewer hier? Help my met dit. Ek dink jy's absoluut op die regte trant. Dis ek wil eintlik vir jou die mikrofoon gee, want dis so eenvoudig soos dit, né? Hier is die visserman. Jesus kom en roep hom as 'n jong man. Vir 3 of 4 jaar stap hy saam met Jesus. Hy sien alles wat Jesus doen. Jesus sê vir hom: "Jy's die rots op wie ek my kerk gaan bou." Nee? Jesus doen alles wat Jesus gesê het hy sou doen. Hy sterf aan die kruis vir die sonde van die wêreld en hy staan uit die dood uit op. En hy verskyn aan Jesus. Ons sien aan Petrus. Ons sien dit daar. Dis al die 3de keer wat Jesus moet verskyn. Maar wat doen Petrus? Hy gaan maar net aan met wat hy ken. Hey ouens, ek gaan vis vang. Nou wil mense al amper op hierdie stadium vra, wat moet Jesus doen om hierdie ou aan die gang te kry vir die koninkryk? Want hy verval so in sy gewone, normale roetines. Hy doen maar net wat hy ken. Wat interessant is, hy's nog steeds 'n leier. Hy het Jesus verloon, maar hy neem nog steeds die inisiatief. Inteendeel, hy's 'n goeie leier. Hoorie kerels, ek gaan 'n bietjie hierdie ding doen wat ek ken. Wie van julle wil saamkom? En dan gaan hulle. Nou daai, ons gaan maar net weer aan met dit wat ons gedoen het. Ek dink Petrus is vir ons 'n voorbeeld in hoe veilige gewoontes baie keer 'n mens kan weerhou van geestelike groei. Ek dink daar's 'n magdom ongelooflike geseënde, vrugbare getuies van Christus wat net besig is met roetine goed en dis hoekom hulle altyd net sal besig wees met roetine goed. Ek wonder hoeveel evangeliste
hoeveel Moeder Teresa's, hoeveel Martin Luthers, hoeveel Johannes Calvyns, hoeveel groot geestelike mense ongelooflike vrugte van die Gees gehad het, maar net gewone dinge gedoen het. Omdat dit veilig, gerieflik en gewoon was. En ek dink Petrus konfronteer vanoggend vir my en vir jou met hierdie vraag. Waar vind jy jou sekuriteit? In jou gewoontes en jou normes, of in die beloftes van God? Want Jesus het vir hierdie ou gesê, ek sal my kerk op jou bou, maar hy gaan vang vis. En weet julle hierdie teks, en dis 'n ding wat die laaste tyd in my gesprekke met baie kerkleiers na vore kom, nê, is baie van my vriende wat in die bediening is, sê vir my, maar Van Wyk, ons ervaar jou as kwaai, jy is die hele tyd lelik met ons. Jy weet, jy kritiseer en jy spreek ons aan, en ons doen tog eintlik ons niks verkeerd nie. Jy weet, kyk na ons bedienings lyk ons goed en gesond, ons doen niks verkeerd nie. En ek het geworstel met dit, amper vir 'n jaar lank, totdat ek die antwoord gekry het, wat ek vir hulle kon sê, dit is so, julle doen niks verkeerd nie, maar julle doen ook eintlik by baie gevalle niks reg nie. En Jesus het vir ons die woord gegee, as jy warm was, great, as jy koud was, great, maar hierdie lou geloof is 'n ding wat hom naar maak. Was dit verkeerd van Petrus om te gaan visvang? Seker in alle menslike opsigte glad nie. Was dit God se plan vir Petrus? Hoegenaamd nie. En weet julle wat vir my so mooi van hierdie teks, en hoe Jesus homself aan hierdie man moet openbaar, is nou, kom hy, Heer Petrus is al 'n hele aand lank besig om vis te vang. Hoeveel het hy gevang? Niks. Nee, so in sy gewone, in sy roetine, in sy normes, slaag hy nie eers nie. En dan kom Jesus, nou ek weet nie van julle nie, maar dink net realisties oor die Bybel. Imagine, jy worstel 'n hele aand lank op die see. Nou kom hierdie ou hier aan die kant. Hey, het julle iets om te eet? Niks gevang nie. Gooi die net aan die ander kant in. Op die see. Jy vang aan die verkeerde kant van die boot. Ek weet nie altyd of die Bybel die storie presies neerpen soos dit gebeur het nie. Ja, want ek dink daar was 'n paar disippels wat gedink het, Heer. Hierdie idioot het nog nooit in sy lewe vis gevang. En dalk net vir die grap gesê, kom ons entertain hierdie aap. En dan hy skok. Dit is amper asof Jesus vir hom sê, selfs die goed wat jy dink jy's goed in mee. Dit is vir my so irrelevant. Dit is vir my so maklik om jou te skok. As jy net weet wie ek is. Jy sal 'n aand lank worstel in jou gewoontes en nog steeds nie geluk vind nie. Met 'n vingerklap kan ek dit vir jou gee. En dan weet julle die ongelooflike ding, dan Petrus nog steeds nie die insig om Jesus te herken nie. Johannes moet nog steeds vir hom sê, hey, dit is dalk Jesus. En ek vind in hierdie tyd na Paase soveel bemoediging in die goed. Jy weet, ek weet nie hoe Jesus hom aan ons gaan openbaar nie. Ek weet nie. Miskien het jy letterlik nodig dat Jesus jou teen die voorkop klap en jou op jou naam noem, voordat jy sal sê, my Heer en my Redder. Miskien is jy Maria. En dan bid ek dat jy in 'n droom of onder gebed of net waar jy is, die stem van die Here sal hoor. Miskien het jy nodig, soos die Emmausgangers, om iewers in 'n kerkruimte te wees en die sakramente te sien en in dit te weet, maar die Here is my Here. En dan bid ek dat jy op die regte plek sal uitkom. Miskien is jy soos ek. Miskien met jy soos Thomas altyd hierdie twyfel in jou hart. Wat jy vir die Here sê, ek het nodig, Jesus Christus, dat ek moet iewers aan u vat. Maar ek wonder of Jesus nie eintlik in Petrus vir ons wys hoe hy werk nie. Dalk het jy iemand nodig om vir jou te sê, Jesus is die Here. En jy is nie noodwendig nou waar jy moet wees nie. Kom strand toe. En hoeveel geduld het Jesus? Hoeveel geduld het Jesus met mense? Dan sê hy, kom, laat ek julle net voer. Elke erediens in 'n gereformeerde liturgie
het 'n oomblik waar ons onder die wet, onder die woord van God kom. En vir die vroeë kerkvaders was dit belangrik dat die hele kerk een keer 'n week iewers moet stil sit en sê, God, Here, ons is nie goed genoeg nie. Ons misluk in soveel opsigte. Ek wil dit vanoggend doen. Ek wil vanoggend saam met oom Wiek en saam met Janice in gebed net voor die Here kom sit en sê, ek is skuldig. Here, ek kom nie heeltemal reg op my eie nie. En as julle saam met ons dit wil doen, kan julle net so sit en hierdie volgende woorde bid. Ons sing hierdie aangrypende vonkmelodie wat sê, ons is 'n oomblik, maar Here, U is vir altyd. En as jy in jou eie gedagtes wil besig wees, vra vir jouself, waar is jy nou? Is jy in die middel van die nag besig om te stoei met jou begroting? Is jy besig om te stoei met hoe jy dink jy jou huwelik kan laat werk? Hoe jy dink jy jou kinders moet grootmaak? Hoe jy dink jy by die werk moet optree? Hoe jy dink jy in Suid-Afrika bestaan moet maak? Of het jy miskien soos ek ook nodig om net bietjie strand toe te kom na die een wat die krag het en om te erken, om te bely. Kom ons sit net so en bely ons swakheid. Ek vra baie vir die kerk die vraag, wat sal verander as Jesus vandag verskyn? En ek het die laaste week baie oor hierdie vraag gedink, jy weet, en toe het ek besef, dis dalk die verkeerde vraag om te vra. Dis nie noodwendig wat sal verander as Jesus verskyn nie, maar kom ek vra jou 'n ander vraag vandag. Wat as God jou gemaak het om meer te wees as wat jy tans is? Wat sal verander as jy jouself sien volgens die bloudruk wat God gebruik het toe hy jou verwek het? En nou vra ek jou eerlik, is jy besig om oopkaarte met jouself te speel? Is jy eerlik met jouself? Kom ek maak hierdie vraag nog moeiliker vir jou. Dink jy regtig die dinge wat hierdie week vir jou baie belangrik was? En die dinge waarop jy gefokus het, die dinge wat jou energie en passie en moed gegee het, dink jy regtig daai dinge is 100% die dinge wat die Here wil hê jy mee moet tans besig wees?
Of is daar miskien iets in jou vandag hier wat vir jouself sê, weet jy wat? Eintlik het die Here 'n ander plan. Of eintlik het die Here 'n groter plan met my. Is hier enige iemand hier vandag wat miskien hier sit en dink, weet jy, ek is op die stadium eintlik baie rustig op my skytjie in die middel van die nag op die oop see. Want hierdie is tog maar, dis 'n struggle en ek kan vir die mense sê, hier, kyk hoe besig is ek en kyk hoe hard werk ek. Ek het tot my pelle gebring. En ek suffer hier op die see, ek is so besig, jy weet die lewe is taaf. Of is daar iets in jou vandag wat vir jou sê, die Here het 'n groter, beter plan vir sy koninkryk met jou. En dat jy dalk eintlik op die stadium 'n bietjie op jou laure sit. Hierdie vis en brood breakfast is 'n lekker ding. En ek dink die disippels het dit baie geniet toe hulle daar gaan sit het. Want hier is Jesus weer, nê? En hy neem al die verantwoordelikheid. Hier is Jesus weer, hy het die vuur gemaak. Hier is Jesus weer, hy het die vis ingebring. Hier is Jesus weer, hy breek die brood. En dan speel daar hierdie ongelooflike insident in die Bybel af, en ek wil dit met julle deel. Toe hulle klaar was met ontbyt, en ek wil hê julle, ek het nie vir julle gejok nie, ek het regtig aan Hien se verjaarsdag onthou, en ons was by haar ma op die plaas, en daar op die plaas het haar ma vir ons ontbyt gemaak. Plaas se slaappap, met bacon en eiers en wors en chops, want op die plaas is daar nog skaap. En as jy so heerlike ontbyt geëet het, en julle was al almal daar op vakansie wat jy daai breakfast geëet het, nê? As jy daai brunch klaar gemaak het so teen 11:00, wat voel jy impulsief lus om te doen? Dit is tyd vir 'n oggendslaapie. Nee, jy sit daar, dit is so lekker om jou pensie te vryf en dis nou 'n lekker ding. Toe hulle klaar was met ontbyt, en ek sien in my geestesoog hoe Johannes en hoe Petrus, hierdie was nou goed, nê. Jesus is weer by ons en dit is lekker. Hy het ons kom voer. Jy weet, en hy het nog 'n wonderwerk gedoen. Jy weet, hy is daarom net 'n wonderlike Here. Vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Ja, Here, u weet dat ek u lief het, sê hy. Laat my lammers wei. Hy vra hom 'n tweede keer. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja, Here, u weet mos nou dat ek u baie lief het. Pas my skape op. Hy vra hom 'n derde keer. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Kyk nou sit mos al 'n bietjie irritasie, né? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Kan jy aan een of ander insident in die Bybel dink, waar Petrus 3 keer iets gevra was, by 'n kolevuur? Ja, op sy beste en op sy slegste. By hierdie selfde kolevuur, kom Jesus, en op 'n baie diep simboliese manier herinner hy hom aan die kere wat hy moes besig gewees het met die dinge waarvoor God hom gevorm het. Hy sê dit vir hom, jy Simon is gemaak om my skape te laat wei, jy's die rots waarop ek hierdie kerk wil bou, weet jy dit? En met 'n vol pens sê Simon, ja, ek dink ek weet dit. Sê vir hom, is jy seker jy weet dit? Ja man, ek weet dit. Weet jy dit? Hou my op, vra ek weet dit. Nou as jy dit weet, amen, amen, sê ek vir jou. Toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir hom, volg my. God het jou nie verwek om net in jou eie gerief te verval en te vervrot nie. God het ons gemaak met 'n groot plan vir sy koninkryk.
En as jy nie besig is met sy koninkryk nie, dan sit jy iewers, en jy kan laat ek dit nou sommer net sê soos ons dit in Afrikaans sê, jy kan vir die hele wêreld kom verduidelik en wys dat jy regtig tans besig is om jou gat af te werk, maar jy kan boggerol vir die koninkryk doen. En wat die Here Jesus hier vir hierdie man sê, is hy sê, ek sal jou toerus, ek sal die vis inbring, maar ek stuur jou na 'n ongemaklike plek toe. En ek het 'n vermoede die Here stuur my en jou ook na 'n ongemaklike plek toe. Weet julle waartoe stuur hy ons? Ek wonder of hy ons nie na Silverton toe stuur nie. Ek wonder of die Here ons nie in Suid-Afrika instuur nie. Ek wonder of die Here my en jou nie gestuur het na 'n land wat stry en sukkel met afhanklikheid, met armoede, met haweloosheid en gebrokendheid nie. Wat is die kanse, dink julle, dat die Here ons dalk hier gesit het juis met 'n doel? En dat ons doel is om sy koninkryk te laat kom, sy skape te laat wys, sy lammers te versorg. Maar iewers op die strand het ek en jy so gewoond geraak aan die kos wat die Here vir ons gee, dat ons die heeltyd net wag vir ontbyt. En ek weet dit klink miskien bietjie konfronterend, maar ek is oortuig daarvan die evangelie het mense nog altyd net gekonfronteer. Die Here het ons geroep, hy sal ons toerus, hy sal die wonderwerke laat gebeur, maar ek en jy moet bereid wees om te gaan. Ek het nou vir jou 'n vraag gevra, of jy dink, of jy iewers in jou gees miskien voel dat God jou geroep het om meer te wees. Net jy kan daai vraag antwoord. Ek wil vandag vir jou kom bevestig, dat daai meer wees, net twee dinge sal impliseer. In die eerste plek dat jy die Here sal verheerlik, en in die tweede plek dat jy jou naaste sal lief hê soos jouself. En hoe dit in jou lewe manifesteer, kan net jy onder leiding van die Heilige Gees antwoord. Praat eerlik met my julle. As ons hierdie gedeelte eerste gelees het, as Jesus hierdie gedeelte eerste vir Petrus gesê het, dink julle Petrus sou hierdie gedeelte anders geantwoord het? Praat julle. As Jesus eers vir hom gesê het, Petrus, as jy my lief het, gaan jy in 'n wêreld ingaan en jy gaan 'n marteldood sterf om my koninkryk te verheerlik. En dan vir hom gesê, Petrus, het jy my lief? Dink julle Petrus sou dan dalk minder vinnig geantwoord het? Ek dink hy sou. Want hy sou eers die koste moet oorweeg. Ek glo met my hele hart, omdat Petrus die pad gestap het, hy sou nog steeds geantwoord het. En ek wil hom daarin volg. Ek wil hê hy moet vir my 'n voorbeeld wees. Ek wat weet wat die koste is om Christus na te volg. Om myself en my eie behoeftes en my eie drome en ideale op die altaar te plaas, om sy koninkryk te sien kom. Ek weet wat die koste is, maar ek wil. So, ek gaan jou vanoggend vra, dit wat Jesus vir Petrus gevra het, glo jy? En as jy soos ek met die koste in ag wil bely, dan gaan ek vir jou geleentheid gee. In ons kerk, ons is 'n belydende kerk, is daar altyd in 'n erediens 'n ruimte waar jy kan opstaan en sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige. En dit eindig waar jy sê, ek glo dat hy my met sy gees toerus, om tot in die dood in vir hom 'n verskil te maak. Maar ek het besef, as ons so gaan eindig, is dit dalk vandag, jy weet, dit is amper asof ek julle nie toelaat om die breakfast te geniet nie. So het ek gedink aan 'n manier hoe ons dit kan sê, en nog steeds die vreugde van God daarin vind. En toe besef ek, die kinders het ons geleer. En dan wil ek julle nooi, om saam met my en om Wiek en Eunice en Marius op te staan as jy wil, en jou geloof te bely, met iets wat ons al van kindsbeen afgesê het. Kom ons loof die Here, want hy is goed. En dan wil ek hê vanoggend moet jy mooi dink oor die refrein. Want toe ons klein was, het ons net gesing, want ons het dit geken. Maar ek wil hê jy moet dit as 'n belydenis gebruik. Is jy bereid? En as jy is, om dan te sê, ek wil die Here loof. Dink mooi, loof met my hele hart. As jy bereid is, dan kan jy saam met ons opstaan en jou geloof bely. Loof die Here, hy is goed, loof sy
Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Daar bly by my in die kerk altyd hierdie antwoord, of hierdie vraag eerder. Hoe sal die wêreld lyk waar die kinders van God, elkeen met die volle vrug wat die Heilige Gees hulle mee toegerus het, in hulle gemeenskap en in hulle wêreld inleef? En ek dink ons moet vir mekaar eerlik sê, as ons as kerk, as ons as Christene, met 'n pligsbesef en 'n verantwoordelikheid, alles in ons vermoë, rig op God se wil, dan moet die wêreld verander. En moet ons in ons tyd sy koninkryk sien kom. Daar het ek nie my lied geëindig nie, toe ek vir jou gevra het, sê jy dit? Wil jy die Here loof? Wil jy hom loof met jou hele hart? Toe moes jy vir my gesê het, ja, want hy gee ons, wat roep, nuwe krag. Mag jy die krag van die Here hierdie week, in die ruimtes waar jy sy koninkryk sien kom, regtig beleef en uitleef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou die selfvertroue gee om met vergifnis van sonde in hierdie wêreld in te loop. Mag die liefde van God ons Vader jou daarvan verseker dat jy geskep is in sy beeld met 'n bepaalde doel. En mag die gemeenskap, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees ons elkeen toerus om uit die duister in die lig vir hom te leef. Here ons God, as ons huis toe gaan, vra ons die seën waar ons hier voor U staan. Wie die goedheid weer aan ons betoon. Ons sal wees in die naam met guns bekroon. Kom drink lekker koffie saam en kuier as 'n gemeente van Christus.